En ons gaan ons lees uit Nahum profetiese boek, Nahum 1, en dan met Johannes die 6de hoofstuk. Glory to God. God bly groot. Amen. Hy is die God van wonders. Amen. Prys die Here. Psalm 46, ek gaan nou lees van die eerste vers af. Vir die musiekleier van die kinders van Korah met sopraan stemme, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in hoë mate. Luister, hoor wat sê die woord van die Here. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede. Amen. Wanneer jy in benoudhede is God daar. Amen. As jy hom aanroep. Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Amen. Maar jy moet my eer. Amen. Jy moet my eer. En dit is nodig dat ons môre moet besef, weet jy wat? My en jou toevlug moet na God wees. Amen. Want waarheen is die mense toevlug vanmôre? Baie mense sit in probleme en hulle sit met hulle hande in hulle hare en hulle weet nie wat om te doen of wat om te sê nie. Hulle weet nie of hulle links of regs moet gaan nie. Wat moet hulle doen? Waarheen is my toevlug in na wie toe? Baie mense neem hulle toevlug na Sonny toe. En Sonny gaan jou nie help, hy gaan jou meer probleme gee. Baie mense sê nee man, weet jy wat? My senuwees is klaar. Ek sal maar die Gunstons gebruik. Man, dis all in the mind. Kry dit jou kop uit. Ek sal maar na hierdie ene toe gaan en gaan raadvla daar. Ek sal my toevlug neem na hierdie een of daardie persoon toe. En weet, baie keer vat jy jou toevlug na 'n mens toe en hulle vanne is van wal en sloot. Van die wal af in die sloot in. Hulle gee jou nie die regte raad nie, hulle gee jou die verkeerde raad. Daar's vanmôre een wat vir jou raad kan gee, sy naam is Jesus. Amen. En ek en jy kan nie vanmôre na hoëgeplaastes toe gaan in jou land nie. En sê help my asseblief. Vergeet dit. Hulle gaan jou nie help. Jy moet so 'n paar rand onder die bank neersit voordat hulle jou kan help. As hulle jou kan help. Baie gesê. Maar ja, prys die Here. God is groot en goed. As jy Amen. Vers 3 sê, daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skyn. Laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die godheid bly. Die heiligste van die wonings van die Allerhoogste. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef. Die aarde bewe. Amen. Weet as God sy stem verhef, dan begin
die mense te beheer. Ja. En die mens besef nie dat God 'n werklikheid is nie. Dan die mense praat van ateëste. Ek sê man, ateës bestaan nie. Daar's nie so ding. Hy weet daar is iemand wat die heelal geskep het. Al sê hulle vir my is 'n Big Bang theory. En sê ek maar wie die Big Bang van veroorsaak as dit so was. Daar moes iemand gewees het wat dit veroorsaak het. Jy sit er en bewe in jou binneste. Want jy is te bang om jou tot God te bekeer en jou lewe met die Here reg te maak. Want as jy die ewigheid wil ingaan, ewige lewe wil hê, dan moet jy jou lewe met die Here Jesus regmaak. Dan moet jy erken God is 'n werklikheid. Amen. Hy's nie 'n skyn nie, man. Hy's 'n werklikheid. Hy bestaan. Hy's die God van die heelal. Hy het nie van net gekom om neergebuig na die aarde toe en 'n gestalte van 'n mens aangeneem nie. Hy het gedoen om die mens te red uit hulle toestande uit. Dat die mens sy toevlug kan neem na die Here Jesus toe. En nie na iets anders toe nie. Die mens wil graag hulle toevlug neem na die verkeerde. Wat vir jou geen betekenis kan hê nie. Wat vir jou niks kan doen nie. Dis verlede Sondag wat gepraat oor die goue kalf. En waar hulle gesê het, luister, Aaron, bou vir ons 'n goue kalf. Dat ons kan sien die gode wat ons het, wat ons uit Egipte land uitgelei het. God doen hierdie wonders. Die wêreld sien dit. En hulle bewe. Dis so. Praat van die Here Jesus. En die wêreld haat daai naam. Die vyand wil daardie naam uitgeroei het. Dis so, ja. Die nasies sidder en bewe. Die volke is in benoudheid. Want ons het al gesien wat gebeur. In Israel, ek dink is verlede jaar gewees, daarom toe die bomme afgeskiet word. Dat mense verbaas was, dat die bomme nie getref het, daar waar hulle gestuur was. Maar die God wat ons aanbid, is 'n werklikheid. Hy doen nie wonders. Hy is vir jou en my 'n toevlug. Wanneer jy absoluut in benoudheid is God daar vir jou. Weet jy wat, wanneer jy begin om te bid, met diepe erns, en die Here aan te roep, is hy daar om jou te verhoor. Amen. Is hy daar om die vyand die bewaransies te gee. Dat hy kan sidder en bewe. Hierdie God wat ons aanbid, is 'n werklikheid. Amen. Ek en jy moet hom kan herken. Ek en jy moet hom toevlug neem na hom toe. En sê, Here, U is my bergvesting. My God op wie ek kan vertrou. Mense vertrou op hulle eie krag. Ek wil vir jou vanmôre sê,
Maak nie saak hoe super hoe jy kan dink jy is. Man, as God 'n woord spreek, is jy so lam soos 'n man, is jy soos jellyfish, sonder ruggraat. Ja, gesien het jy as jy jelly vat, jy druk op stam of so. Wat is so weet. Maar God sê maak dat jy so is. Net so skommel. Jy sal wees soos 'n jellyfish. Daar's geen krag in jou. Ek het dit gesien gebeur, jare gelede. 'n man wat groot is. Johnny kan getuig daarvan, my vrou. Man, ons is daar so en hierdie man, ons het huisdiens gehad. En hy sê hy's 'n rekkie. Dan weet jy of hy 'n broekrekkie was of wat was hy. Maar hy sê hy's 'n rekkie, was 'n groot ou. En hy wil kom spiere gooi daar. Maar hy reken nie wat die krag van God is nie, man. Hy weet nie wat dit is nie. Man, ons bid vir hom daar. Hy gaan lê in die deur. Hy val daar so leef naap op sy rug. As jy wil uitgaan met die deur, moet jy boor hom klim. Toe jy daar by mekaar kom, weer wakker word, toe sê hy nou, wat nou? En ons bid vir hom weer en hy lê weer in die deur. Klaar. Poot uit. Dit beteken die rekkie vir hom niks nie. Toe bring dit hom nêrens te nie. Al wat gebeur is, sy rekkie is uitgerek en hy lê stryd op die grond. Want die God wat ons aanbid, is 'n werklikheid. Hy is ons toevlug. Hy is ons krag en ons psalm. Hy is my lied en my vreugde wat Moses gesing het. Hy is die God op wie ons kan vertrou. Ons lees die volgende vers 8. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. As ons kyk na as daar aardbewing plaasvind. Wat gebeur? Mense raak in benoudheid. God laat hierdie dinge gebeur in die lewe. As daar storms is, orkane is, dan raak die mense benoudheid. En die ouens wat nie gebid het nie, begin te bid daardie oomblikke. Dan roep hulle na God. Wat het gebeur met die COVID tyd? Toe alle deure toegesluit word en alles gestop word en so meer. Dus en die ouens gaan dood soos vliee. Dus almal in benoudheid. Hulle is die strate vol. Hulle roep na God. Hulle toevlug is na die Here toe. Maar toe dit verby is, toe vergeet hulle weer. Waarheen is hulle toevlug? God skud hierdie aarde. En die mens besef dit. Terwyl daar 'n toevlug vir jou is, of jy benoud is, of dit met jou goed gaan, of dit met jou ellendig gaan, of met jou sleg gaan, noem dit wat jy wil. Die Here is vir jou en my 'n toevlug. Amen. Die Here is vir jou en my, elkeen van ons 'n toevlug. Hy is vir ons 'n rotsvesting. Ons God op wie ons kan vertrou.
Die mens kan ons nie vertrou nie. Dis waar. Die mens is 'n klomp leenaars. Ja. Hulle lieg en hulle bedrieg. Maar die God wat ons aanbid, is 'n werklikheid. Amen. Hy sê in sy woord, hy's geen man dat hy kan lieg. Hy sê vir jou, ek sal met jou wees. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou beskerm. As jy bereid om die pad te stap met die Here Jesus. Glory to God. Vers 10 sê, wat die oorloë laat ophou tot by die eindes van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan. Die strydbaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Halleluja. Weet ons met blaai na Nehemia, Naam, die boek, Naam, profetiese boek. Eerste hoofstuk, ek gaan nou net een vers lees. Vers 7 sê, die Here is goed. Amen. Ek en jy kan nie vanmôre sê God is sleg. Nee. Ek en jy kan nie vanmôre sê God is nie vir ons goed. Die een wat vanmôre sê God is nie vir hom goed nie, hy lieg. Amen. Hy's 'n leenaar. Dis waar. En wat sê die woord van die Here? Leenaars gaan hel toe. Ek sê dit nie, die woord sê dit. Hy beveel, hy verklaar dit. Die Here is goed. 'n Toevlug in die dag van benoudheid. En hy ken die wat by hom skuil. Amen. Baie mense, man, ek was ook so gewees toe ek onbekeerd was. Ja, die Here was goed. Ja, weet, dan praat ek net so weer. Ek weet nie wat om verder te sê. Maar die Here ken of jy by hom inskuil of nie. God weet hoe jou hart is. God ken jou binneste, man. Beter as wat jy homself ken. Want die Here is vir jou 'n toevlug in benoudheid. Kom ons lees Johannes. Johannes 6. Ek gaan vanaf vers 60 af lees. Johannes 6 vanaf vers 60. Hy sê baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Amen. Jy weet, vir baie mense is die woord van die Here hard. Jy weet, vir baie mense, as hulle iets doen, en hulle doen dit verkeerd. Nou ek het al vir baie mense ek het al baie keer daai voorbeeld gebruik van die hamer. As jy die hamer vat en jy steel dit, jy sit hom net hier agter die kop. Gryp jy my agter die kop. Wat gebeur? Jy verwrig die arme ding. Ja. Dan sê as jy hom daar agter die kop vat, is daar geen slangkrag nie. Jou vinger wat jy gaan raak slaan, wat die steel vashou, is baie makliker. Jy sê, maar hoe kan ek my vinger raak slaan as ek dinge sê? As ek die baie hand vashou. As jy misslaan, as jy vinger stikke. As jy leer om hom reg vas te hou en die gereedskap reg te gebruik,
As jy hom reg gebruik. Vir die eerste paar keer is dit moeilik miskien dalk vir jou. Maar wanneer jy ingeoefen word met dit, dan begin dit maklik te raak. Dis waar. Dan kan jy nie meer die arme hamer verwrig nie. Dan vat jy hom daar waar jy moet vat. En jy kan hom beheer. Jy kan hom goed hanteer. Nou wanneer ons die woord van die Here vat, en hy's bietjie hard vir jou, en hy's bietjie eina, en ons begin dit toe te pas en te wandel in God se woord, dan begin ons besef, dis nie moeilik om te wandel in God se woord nie, dis maklik. Amen. Al wat moet gebeur, moet gehoorsaam wees. Amen. En doen wat die Here sê. Ja. Nie wat my genootskap sê nie, nie wat die pastoor sê nie, nie wat hierdie ene of daai ene sê nie. Jy staan wat God se woord sê, man. Ja. Al sê mense iets anders dan sê jy, wys dit vir my, waar staan dit in die woord? Ja. God se woord sê so. Die Here Jesus sê so. Waaroor die stryd? Doen wat die woord sê. Ja. En jy het nie 'n probleem. Die wêreld het dan 'n probleem met jou. Ja. Dat ek eerder 'n probleem met die wêreld het, Ja. of die wêreld 'n probleem met my. Ja. En as dit so is, het ek nie 'n probleem met God nie. As ek gehoorsaam is in die Here, dis wat die Here wil hê. Dis waar. Al skel die wêreld jou uit, so wat? Hulle die Here Jesus ook valslik beskuldig en uitgeskel. Dis waar. Kyk, hy sit saam met vrate in wynsypers, die tollenaars en die hoere. Maar wat het hy gedoen daar? Hy het vir die evangelie. Hy het vir hulle vertel dat hulle lewens net regmaak met hom en hom moet glo en wandel in sy weë. Die Fariseërs, die skrifgeleerdes het probleme gehad. Ja, so ja. Dis hulle wat hom wou doodmaak, altyd. Maar die sondaars wou hom nie doodmaak. Die hoere en die tollenaars wou hom nie doodmaak. Dis die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat hom wou doodmaak. Glory to God. Ons lees vers 61. En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. Weet jy wat God weet waaroor murmureer? Dis waar. Jy murmureer en jy kla en jy gaan te kere. Soms murmureer jy. Met 'n halwe brood onder die arm. En dan is jy nog 'n breinbrood wat jy nie eet nie. Weet jy wat, God gee jou dan 'n breinbrood om te eet, sodat jy dankbaar kan begin te wees. Dis waar. Amen. Ek eet die breinbrood. Dan moet jy begin honger ly. Dan sal jy die breinbrood waardeer. Waar is die Kaapenaars? Kaapenaars eet mos nie pap nie. Maar as jy begin honger ly, dan sal die pap begin eet. Prys die Here. Glory to God. Waar is dit? 62. 62. Hoe dan is julle dan? Nee, dis nie daar nie. 61. En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer. En hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Weet jy, die evangelie is vir baie mense aanstoot.
Sê vir mense, bekeer jou en laat jy gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En dis vir hulle as aanstoot. Ja, so. Dis vir hulle aanstoot. Man, dis wat die Here Jesus se bevel was. Die disippels het die bevel van die Here uitgevoer. Wil nie oor die doop praat nou nie vanoggend. Vers 62 sê: Hoe dan as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar, waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Amen. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want julle het van die begin af geweet. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie. En wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Want die woord is vir hulle aanstoot gewees. Baie mense kan nie hierdie woord aanvaar nie. Hulle aanvaar net dit wat vir hulle pas. En wat aanvaar hulle? Man, as ek vanmôre moet preek wat julle graag wil hoor, Dis die waarheid. of wat mense wil hoor, dan gaan ek hel toe saam met hulle. Want ek gee hulle nie die evangelie, die verlossingsplan, totaal en geheel en al. En ek dink ek is op my pad hemel toe. Singend, altyd weer singend. Ek is nie op my pad hemel toe, ek is op my pad hel toe dan. Singend, saam met die gemeente. Want die woord is 'n aanstoot vir baie mense. En ek en jy, as ons die woord nie aanvaar nie, het ons 'n probleem. As ek net vanmôre vir jou moet sê, man, jy moet net glo, and there's it. Glo net. Jy moet net glo, and there's it. Doen wat jy wil verder. Maak soos jy smaak. Jy het mos geglo. Jy of jy glo mos. Nou waaroor sal ek nou verder worry? Waarvoor kom ons saam? Waarvoor sê ek wil die Here dien? Waarvoor moet ek vir mense dan bid? En ons vir mekaar kan bid? Ek moet net glo. En as ek glo, gaan ek hemel toe. En ek moet net my mond hou. Ek mag nie praat van hierdie woord. As ek hiervan praat. Ek wil vanmôre sê, nie meer baie lank, dan gaan die mense vir jou sê, en hulle het al gepraat af, jy mag nie meer van Jesus praat. Man, ek is op 'n groep, veteranen groep. Ek stuur 'n boodskap, net so 'n boodskap van die Here is groot en goed, hy is op die troon. En mag julle geseënde dag hê. Hulle vier daai boodskap uit. Die admin vir my uit. Hoekom vir julle my? Net die kapelaan mag dan skryf. Hy is die enigste een wat mag. My God sê dat elkeen van ons moet kan vertel van sy grootheid en goedheid.
Maar as ek 'n klomp sterk opsit, is dit sjop. Ja, dis die waarheid. Maar as ek praat van die Here Jesus, en sy mag die Here julle seën, mag Here julle genadig wees. Want hy's op die troon, hy's groot en hy's goed. O, dis 'n probleem. Ja, dis die waarheid. O, prys die Here. Sê Here baie dankie vir die genade en die wonderbaarlike liefde. Want groot en goed is hierdie God wat ons aanbid. Prys die Here, kom ons lees verder. Prys die Here, want vers 65. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Here vra vir die vraag, wil julle ook nie maar weggaan nie? En weet jy wat is die probleem? Party mense gee soveel probleme. Hulle wil nie God hê. En dan gaan jy. Dan gaan haal jy hom. En jy kom sit hom nie saam. En dan gee jy nog meer probleme. En hy ondermyn die gemeente. Dis wat gebeur. Wat in Paulus gebeur? Paulus in Efese, en hy verkondig die evangelie. En die mense begin die afgode ontslae te raak. Ag, toe hulle sien hulle geld is besig om te tuimel. Toe staan een ou op. Een ou teen Petrus, teen Paulus. En hy, man, toe is daar hele plek in rep en roer. En hulle keer terug na hulle braaksels toe. Dis waar. Hulle keer terug soos 'n sog, na die gewaste sog na die modder toe. En hulle gaan speel hulle verder vuil weer met die afgode. En nou wil Paulus net doodmaak. Die goeie wat hulle ontvang, verwerp. En dis presies wat die mens doen. Hierdie mense kry, man, glory, hulle die eerste rangse, maar daar's nie iemand anderste wat meer suiwer kan praat as dit nie. Hulle die koning van die konings in hulle mitte. Maar hulle wys hom weg. En hulle verlaat hom. Gaan terug van waar hulle gekom het. Prys die Here. En Simon Petrus, maar die Here vra van hom, wil jy ook nie maar weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? En die woorde van die ewige lewe. Nou, vra vanmôre vir jouself die vraag, waarheen sal ek gaan? Waarheen sal ek gaan? Waar sal my toevlug heen wees? Na wie toe sal my toevlug wees? Na 'n mens toe? Wie het gesê ja? Sal my toevlug wees na die tydelike dinge van hierdie wêreld? Sal my toevlug wees na 'n prediker in hierdie wêreld? My toevlug is vanmôre na Jesus toe. En niemand anders nie. Hy is die antwoord op al jou probleme, al jou vrae wat jy het. Want jy moet glo soos 'n kind. Toe die kind in die diens gesit en die predik
Prediker sê, jou antwoord is Jesus. Toe hy in die eksamen kom en hy skryf, sy antwoord sê die antwoord is Jesus. En die onderwyser vra vir hom, nou kom jy so geskryf. Hy sê, die prediker het gesê, die antwoord is Jesus. Die antwoord is Jesus, man. Neem die woord ter harte. Leef daarin, wandel daarin en handel volgens dit. En ondersoek jou lewe. Nie met 'n volgende persoon nie. En as hulle uitskel, dan moet hulle maar uitskel. Dan sê jy, Here, seën hulle, wees met. Ondersoek jou lewe. Meet jou lewe met God se woord. Nie met 'n mens se woord nie, maar met die woord van God. Moet 'n kerk se leerstelling nie. Meet jou lewe met Jesus. Want hy kan jou nie die verkeerde inligting gee. Jou my toevlug is na die Here Jesus. Halleluja. Amen. Geen ander plek. Hy is vir jou en my die antwoord. Dis waar. Amen. Mag jy die woord graveer wees op jou hart staan. Amen. Mag die Here genadig wees en elkeen sal omstraal met sy genade en wonderbaarlike liefde.